Ok, die eerste ding wat ek oor wil praat, is in my kop 'n hele reeks, of het gaan 'n hele reeks word wat ek noem kosbare parels. En vandag wil ek net die intro daarvan doen, of die inleiding tot die hele storie. En dit is gebaseer, dit is net wat gaan nie, maar die gedagte het my opgekom na aanleiding van hierdie, as jy af ons wil lees asseblief, Matteus 13, vers 44 tot 46. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Wat ek graag saam met julle wil doen, is gaan kyk na die skat wat ons het, of as jy dit nie het, wat jy kan kry, wat die koninkryk van God is. En die koninkryk van God is God se heerskappy oor die aarde en oor ons, en jy word deel daarvan deur wedergeboorte. En ek wil net 'n bietjie weer gaan kyk na wat skat het ons in God en in Jesus. En die rede hoekom ek dit wil doen is, daar is so 'n klomp goede, wat ons nou so een vir een sal deurgaan. Maar vir begin, die evangelie is goeie nuus, of veronderstel om te wees. En dit voel vir my as baie mense nie lewe as dit goeie nuus is nie, of die wat die evangelie hoor, ervaar nie as goeie nuus nie. En ek wil graag hê mense moet hoor wat die skat is, want as jy besef dat God en die koninkryk wat jy deel van word 'n skat is dit obviously belaglik om te dink dat jy gee iets op, want jy kry net soveel meer. So, dit is die rede ek wil graag kyk na die skat. Kom ek vertel hoe werk skat, of enigiets van waarde. Hierdie skrifgedeeltes verwys na die waarde van iets wat iemand gekry het in 'n veld, vir ou wat 'n parel soek. En die waarde wat hy gesien het gemaak dat hy bereid was om alles op te gee. En as jy sal dink aan die storie van die ryk jong man wat by Jesus gekom het en gesê het, wat moet ek doen, om ewig lewe te hê, en die Here sê vir hom, doen al die goedjies, wat almal van ons ken, die reëls, en hy sê, maar doen dit alles waarvan ek 'n kind is. En Jesus sê vir hom, as jy wil volmaak wees, verkoop alles wat jy het, en kom volg my. En hy kon dit nie doen nie, want die skat, wat vir hom te groot was, hy kon nie by die skat kom nie, sy skat was nie Jesus nie. So ons gaan kyk hoekom mense so groot skat is. Hoe dit werk, dit is gebaseer op waarde, en ek hou baie van karre. Wat ek die kleinste was, dat ek 'n Jaguar is net die beste ding. Nou, ek het dan nog nie 'n miljoen rand te veel nie, maar as ek 'n miljoen rand te veel het eendag, dan stap jy nou by die Jaguar garage en dan werk die proses in jou kop so. Jy kyk na die kar, en jy kwyl nou al die dinge, en dan besluit jy, is die geld in die bank wat jy nou het, daai miljoen rand, is dit van meer waarde as wat die kar is? Of is die kar vir jou van meer waarde as wat die miljoen rand is? Want waar die grootste waarde vir jou lewe daai stadium, is wat jy gaan vat en die ander gaan jy laat gaan. So as die kar vir jou van meer waarde is, gaan jy kontant gaan, en dan gaan jy jou kar vat. En dit is hoe waarde werk, dit is wat jy besluit wat jy doen en wat jy los. So as ons kan besef wat die waarde is, en wat die skat is, die parel is, wat ons het in God en in Jesus, en om deel te wees in die koninkryk, dan maak dit 'n paar dinge baie makliker word. Byvoorbeeld, baie mense dink, jy gaan, die van om Christen te word is half, jy verloor die van gedeelte van die lewe. So ek het 'n klomp mense wat ek ken, wat wil eers lewe volgens hulle, en dan sal hulle later besluit wat hulle lere doen. Iets simpels en daai vroeger. Want hulle dink hulle gaan iets opgee, om 'n boring lewe te hê. As jy ontdek is 'n skat, is dit geen probleem om dit op te gee nie, want die waarde van wat jy kry is soveel meer, dat die res wat opgee is geen probleem nie. As jy sukkel met 'n soort sonde wat jy het, wat ons gewoon doen is, byt op jou tande en probeer weer dink om in jou eie krag, en natuurlik moet die sonde aanspreek in jou lewe. Jy kan dit in jou eie hart verander, dit sit nie in, as mense in eie harte kon verander het, sou die United Nations 'n fantastiese idee gewees het. Mense sal hulle self kon uitgesorteer kry, maar mense kan nie. Ons het nie wat dit vat om ons harte te verander nie. Ons het God se ingryping nodig om ons harte te verander.
Maar van ons kant af, as jy besef die waarde wat jy in Christus het en wat jy in God het, is die ding van gee jou stukkies lewe op om hierdie groter lewe wat ek vir jou wil gee te kry, is soveel beter. En is nie 'n probleem om sonde op te gee nie, want jy besef die skat wat jy kry. Ons het 'n vriendin wat altyd gesê het, sy bid altyd dat die Here haar sal herinner aan die gevolge van sonde voordat sy dit doen. Want sonde het natuurlik 'n aantrekkingskrag kom mense verlei. Maar as jy sal besef wat die vrugte daarvan is, en jy besef wat die vrugte is wat Jesus vir jou gee, dan is dit 'n goeie Afrikaans 'n no-brainer. Dit wat jy kry is net soveel meer, en die beloftes wat God vir jou wil hê, wat hy vir jou lewe wil hê, is soveel makliker en groter. As jy sukkel om geld te laat gaan byvoorbeeld, as jy hande 'n bietjie vas het in jou geld, weer eens kan jy kyk na die ding van, waar lê die groter waarde vir jou? Gaan jy God se woord glo wat sê, die parel wat ek vir jou wil gee, dis beter om te gee as om te ontvang, en gaan jy hom glo daarvoor? Want as jy hom gaan glo en daai waarheid leef, is die skat wat jy kry, iets wat obviously nie verniel en verwoes word nie. Dis wat die Bybel sê, jy kry jou skat in die hemel, waar het nie verniel en verwoes en tot niet gaan nie. Of jy kan kies om dit te jaag. En is jou keuse. Ek wil probeer om my keuse so maklik as moontlik te maak deur vir te wys wat se skat het ons in God. En oorkoepelend oor die hele storie is, of kom sê eers, as jy vir iemand, as jy wil weet hoe iemand is of wat iemand dink of so iets, is die beste persoon om te gaan vra die persoon self. Want as iemand wil weet hoe ek is, kan hulle my ma gaan vra en hulle gaan 'n opinie kry. Hulle kan vir my goeie vriende gaan vra, hulle kan 'n opinie kry, hulle kan vir haar gaan vra, hulle 'n opinie kry van wie ek is en wat ek doen en waar my kop lê. Maar die beste persoon om mee te praat sal ek self is, want ek kan vir jou sê dat my kop en my hart aangaan. En op 'n soortgelyke manier, ek begin net te gaan kyk, nie wat ander mense oor Jesus sê nie, maar wat God oor homself sê, of wat Jesus oor homself gesê het, en op die regte moontlike manier van net, ek is, alles wat ek gaan kyk na is, God het gesê, ek is, en dan dit is goed wat hy gesê het oor homself. So, dit is oorkoepelende tema wat ek eintlik oor wil praat, hier is net die inleiding tot dit. So ek is baie opgewonde daaroor, en die heel eerste ding wat ons oor wil praat volgende keer as ons mekaar weer sien, is God wat gesê het, ek is God almagtig. So, ek wil hê, jy moet saam met gaan kyk daarna volgende keer, vir nou gaan dink net daaroor oor die ding van, God beloof ons 'n groter skat. Dis om die evangelie goeie nuus is, en nie 'n slet om te gaan doen met jou lewe nie. En gaan dink in jou lewe, die goed wat vir jou moeilik is, en of sien jy kans om saam met jy die storie mee te maak van, as jy die skat ontdek wat jy in Jesus het, die goed te laat gaan, want jy sal besef dat dit is geen opoffering eintlik nie. Jesus het nooit vir ons gevra om iets op te gee vir iets minders nie. Alles wat hy vir ons vra om op te gee, is vir 'n groter waarde. Lê jou lewe af, sodat jy ewige lewe kan opneem. Is dit nie 'n beter deel nie? Gee jou plesiertjies hier so op, sodat jy groter vreugde rond kan hê. Gee jou hartseer op, sodat jy vreugde rond kan vind. Klop goede, ons sal volgende week daarna kyk. Ek wil graag iets noem. Ja, dit is, soos Corneille sê, dit is nou 15 jaar wat ons saam is. Dit is ook so bietjie meer as 15 jaar wat ek die Here ken. Ek het baie moeilike kinderlewe gehad. Ek het aaklige 20 jare gehad. Ek wou nie lewe nie. Ek wou heeltyd net dood. Ek het 'n paar keer probeer selfmoord pleeg. Die enigste manier waarop ek kon slaap was deur dagga te rook. Gelukkig is dit verby, maar in elk geval. En ja, iemand het vir my gesê die dag toe ek tot bekering gekom het, ja, dis die beste besluit wat jy kan maak ensovoorts. Ek sal nog eendag daaroor ook praat. En dit was iets wat ek nog vir myself moes uitwerk. Ek het dit net
blindelings gedoen en besluit, okay, dis tyd om te verander. My lewe kan nie so aangaan nie. En ek het daai dag ook, ek het opgehou daggaarlik. En so 3 maande later het ek dit weer probeer. Ons doen mos sulke goedertjies, want nou wonder jy, was dit nou regtig sleg? Hoekom is dit 'n probleem? Hoekom mag ek dit nie doen aan myself nie? En ek het dit onthou as iets wat my laat ontspan het, wat my rustig gemaak het, dat my kop kon ophou raas, dat ek letterlik net my oë kan toemaak en actually vir 'n paar ure kan slaap. En dit was verskriklik. Toe ek dit rook, toe voel ek skielik buite beheer, toe besef ek nie dat hierdie aantrekkingskrag, hierdie ding wat vir my aanloklik gelyk het, hierdie sonde, dat dit was nie lekker nie. Dit was nie lekker nie. Dit is so, jy is so verblind deur dit wat jy dink dit vir jou doen. Jy dink is wonderlik. Jy dink is lekker. Jy dink is lekker om rond te slaap. Whatever, al wat jy doen is jy maak jouself seer. Jy stomp jouself af. Jy loop met allerhande memories wat jy nie van kon ontsla raak nie. Al sulke nonsens. En met hierdie dag al was dit net, toe ek dit rook, toe ek totaal buite beheer. Ek het die gevoel gehad. En ek het vir die eerste keer waardeer om alles nie afgestomp te ervaar nie, maar helder. En goed het vir my kom mooi raak. Goed om my het mooi geraak. God het vir my mooi geraak. Sy skepping het mooi geraak. En ja, ek was nie meer verblind nie. Dit was my eerste lesie. Jy gaan altyd beter kry. Ja. Dit wat ek nou het is soveel beter as enigiets wat ek voor die tyd gehad het. Ek hoef vir geen oomblik aan te